Geliefdes, die woordverkondiging, die Here se verbondswoorde aan ons vanoggend kom veral uit Lukas 2 vers 25 tot 32. Ons lees enkele verse uit Lukas 1 en dan gaan ons dan ook in Lukas 2 vanaf vers 21 tot 40 lees. Die evangelie volgens Lukas begin met die sekerheid, die troos wat die hele doel van God se woord aan sy kinders is, né? Die eerste 4 verse, sodat ons met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent ons onderrig is. En dan net hierdie enkele paar verse, dan volg die geboorte van Johannes wat aangekondig word. En dan lees ons daar vers 5 en 6 van hoofstuk 1. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En hulle was albei regverdig voor God, en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. En dan volg die hele verhaal van natuurlik Sagaria wat getwyfel het en na die Here hom getuig het dat hy met stomheid geslaan is. Die geboorte van Jesus word afgekondig. Dan die geboorte van Johannes en dan hoofstuk 2 waar ons wil uitkom, ook die geboorte van Jesus wat aangekondig word, die herders in Bethlehem. En dan lees ons dan spesifiek vanaf vers 21 in Lukas 2. En toe dit 8 dae vervul was dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot. En nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom na Jerusalem gebring om hom aan die Here voor te stel, soos geskrywe is in die wet van die Here. Elke manlike kind wat die moederskoot open sal heilig vir die Here genoem word. En om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê: Nou laat u Here u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê: Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel uit die stam van Aser. Sy was op baie vergevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saam gelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. En toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nasaret. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom.
Ons gaan voor die prediking sing uit Psalm 105. Psalm 105, ons sing vooraf die 4de en die 5de vers 4 en 5. Daar die bekende woorde ook vir vandag. O volk uit Abraham gebore, uit Jakob deur God uitverkore, o volk wat soveel guns geniet, verhoog die Here in sang en lied. En daar in vers 5 sing ons een van die redes troosvol: die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Kom ons sing vers 4 en 5 en dan volg die woordverkondiging. Geliefde gemeente in Christus, die Gees van God werk op grond van Jesus se volkome offer, deur sy woord en gees die redding in elke uitverkore kind se hart. Of die kind klein is en of hy groot is. Wie hy wil en wanneer hy wil. Ons noem dit die geskenk, die wonderlike geskenk van die wedergeboorte. En dan kom die Here deur alle eeue en hy gee dan nou ook vir sy kinders tekens om daardie troostvolle waarheid en sekerheid, daardie werklikheid wat God bepaal en skenk, om dit aan ons te bevestig en om ons daardeur te versterk. Hy gee vir ons tekens vir sy gelowiges en hulle kinders. En vanoggend kan ons dit ook beleef met die doop van Koos en Marilee se seentjie. Nou wil ons vanoggend, almal leer, nie net hulle nie, verbond, die hele gemeenskap, die hele gemeente, natuurlik familie, maar ook vriende. Ons wil almal die hele gemeente jonk en oud leer vanuit Lukas 2, waaroor hierdie gebeure, hierdie geskiedenis gebeure wat nou hier ook plaasvind, waaroor dit gaan. En belangrik waarin ons troos en hoop lê. Waarna wys hierdie tekens, in die besonder die doop wat die Here vir ons gee. Wat wil dit ons wys? Wat wil dit ons leer? Ons gaan let op 3 sake. Eerstens, kyk na Lukas 1 en 2. Ons sien verskillende ouers hierso. Heel waarskynlik ook grootouers, ouerouers, oudstes. En ons sien hulle wandel deur die geloof en is besig om getrou God se bevele, sy opdragte, sy goeie wet uit te voer. Mens hoor dit die hele tyd, soos die Here beveel het, soos die Here beveel het. Ons sien daar in Lukas 1 het ons gehoor van Sagaria en Elisabeth, die ouers wat al op 'n gevorderde leeftyd is, die ouers van Johannes die Doper, en ons lees, albei was regverdig voor God gewees en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. Klaar belangrik om raak te sien, ongeag oomblikke van sonde en swakheid wat sou volg van Sagaria, hy is 'n regverdige en daarom wandel hy deur die geloof volgens God se gebooie. Ons het daar gesien in Lukas, of gehoor in Lukas 2, vers 21 tot 24, van jonger ouers, 'n Josef en Maria, wat ook die Here se bevele getrou volgens die wet van Moses uitvoer. Hulle besny Jesus as verbondskind soos Genesis 17 beveel het. Ons lees dit daar in vers 21 van hoofstuk 2. Hulle noem hulle kind Jesus soos die Here deur die engel beveel het. Hoofstuk 1 vers 31. Hulle doen wat die Here deur Moses beveel het, deur die reinigingswette na te kom vir Maria, volgens Levitikus 12. Ons sien dit daar in vers 22 van hoofstuk 2. En hulle offer volgens Levitikus 12 hulle eerstgeborene aan die Here, 2 vers 24.
Ons lees ook op ander plekke, Matteus 1 vers 19 van Josef, dat hy 'n regverdige man was. Ons sien in die jonge Maria, dat sy kind van God is, deur haar te onderwerp aan God se wil. Hoofstuk 1 vers 38, en Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. So ja, hierdie jonge Josef en Maria het gewandel in die weë van die Here, die bevele van die Here nagekom. Ons lees ook daar in vers 27, die ouers het die kindjie Jesus ingebring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet. En dan kan ons sê, hopelik dalk deur afleiding, staan nie eksplisiet daar nie, maar ons kry ook hier grootouers, wat al oud is Simeon, en veral die profetes Anna, wat naby miskien 100 jaar oud was, en wat so treffend is, wat in liefde vir die Here, van harte die goeie wil en wet van God nakom. Veral wat ons lees daar by Anna. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien nag en dag. Nou geliefdes, hier is die eerste saak wat ons vanoggend ook hier wil leer, dat ons as kinders van die Here sal aanhou in dankbare liefde teenoor Here, sy bevele sal nakom, midde 'n wêreld wat juis God, en God is te wetties en die kerk is te wetties, dat ons juis in dankbaarheid, reeds omdat ons regverdig is, midde ons tye, jonk en oud, of ons 'n jonge Josef of 'n Maria of 'n Simeon of 'n Anna is, dat ons die Here in al ons tye en omstandighede sal dien. Ja, afsonderlik, ek persoonlik, maar ook, en dis die hele gedagte van die verbond, jy, saam as gesinne, saam as families, saam as 'n gemeente. En sien ook raak, ons het dit nie gelees nie, maar ek verwys hier daarna, na ons jong kinders. Dit is nie die saak van die verbond en dat ons lewe en dat die verbond vir ons kosbaar is en eendag, dis nie 'n saak van eendag as ek eers getroud is, maak ek nou groot erns, want my kind moet nou maar gedoop word en al hierdie goed nie. Nee, my lewe lang, hoe jonk ek ook al is, of hoe oud ek is, as ek vandag sy woord hoor, want wat 'n getuienis hoor ons van Jesus, ja, volkome God, maar ook volkome mens, volkome kind, daar in vers 46 van hoofstuk 2, en na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind. Hy's 'n kerkmens. Hy's in die kerk. En na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. Nou, katekismes, pragtig. Ons het nie die reformatie het nie die katekismes gedagte uitgevind. Dit kom al, mens kan amper sê Genesis 3, waar die Here vir Adam en Eva begin vraag en antwoord. En hy luister, hy leer en hy vra uit in sy mensheid, as 'n kind, 'n 12-jarige. En dat hy ook later dan vir sy ouers sê, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie? So dis die eerste saak wat ons volgende doen. Om regverdig te wees word gesien in my lewenswandel, wat ek doen en natuurlik bely
Dit word daarin geopenbaar. En dan in die besonder, of ek lief is vir sy goeie wil en wet, om dit ook in my tyd, in ons geslag, of ons jonk is of oud is, dat ek daarin volhard om daarin te lewe, ongeag die tye en omstandighede. Maar nou tweedens, geliefdes, die feit dat ons as ouers, grootouers, medegelowiges moet aanhou doen, en ons doen dit van harte en liefde vir die Here, sy wil en sy woord en sy bevele, ook die doopbediening wat plaasvind, dat ons dus 'n lewenswyse het van om na die huis van die Here, die tempel, die huis van die Here op te trek, en ons doen, ons gehoorsaam wat die Here beveel het, né? Genesis 17, die besnydenis, Handelinge 2 vers 39, die doop, beteken dit nie, en is belangrik, dat hierdie goeie handelinge wat ons uitvoer, dat daarin op sigself, omdat ons dit doen, dat daarin die sekerheid, of die troos, van dit is wat ons hier vandag doen nie. Hoekom nie? Baie belangrik. Ons het dit gesien in Sagaria, wat regverdige was, maar hy het getwyfel in die Here se opdragte en bevele. Ons sien dit in die Moeder Maria, wat in oomblikke ook maar haar seun wou beskerm en terughou, en sy familie wat bevraagteken waarmee hy besig is. Ja, die beste van gelowiges, Abraham, Isak, Jakob, die profete, die apostels, ons struikel en kan so dikwels struikel. Ek sê baie keer, tongenetjies, wag tot jy kinders het. Dan sien hulle hoe swak is jy as ouer. En as ons kinders struikel, dan is dit omdat ons ook maar baie keer struikel. So die troos kan nie my getrouheid wees, wat ek verdien by die Here nie. Of wat 'n samewerking moet wees, wat ons troos is. Dis nie die evangelie nie, geliefdes. Waaroor gaan die besnydenis? Waaroor gaan die seremonies? Al die tekens wat die Here oral gee, dit wat hy duidelik beveel, maar selfs deur die skepping en die natuur gee. Wat Jesus se ouers hier getrou uitvoer, wat Simeon doen deur na die tempel toe te kom, wat Anna wat nag en dag na die tempel, wat ook 'n teken is. Waaroor gaan dit? Ek hoop u weet, maar ons moet dit oor en oor hoor. Kom ons luister weer daarna. En daar was 'n man in Jerusalem in die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom. Wat is die bron daarvan? En het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom, en aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien, voordat hy die Christus van die Here gesien het nie, en hy het deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat u Here, u diensknegt gaan in vrede, volgens u woord, omdat my oë u heil, u verlossing gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel. O geliefdes, vanoggend as ons die Here se woord hoor en die tekens sien, dan is dit nie,
is dit hy wat ons deur die geloof sien, die enigste hoop en troos vir ons en ons kinders, is die vertroosting van Israel, die vertroosting, die rus, wat die Here alleen kan skenk. Daarom word hy Jesus genoem, want dit is hy, nie hy plus ek nie. Dit is hy, wat sy volk, deur al die eeue, vandag nog, tot die laaste dag van hulle sondes, sal verlos. Matteus 1 vers 21. Klein en groot, jonk en oud, manne, vroue, kinders, wanneer hy wil, op sy tyd. Dis hy wat die Christus en die Here is. Hy's die Christus, hy's die gesalfde, die Messias, waarvan Simeon nou hier sing en erken, die tyd het aangebreek. Hy's die Here, hy's die Meester, hy's die Koning, vers 26. Ja, hy het met sy ganse lewe in die besonder aan die kruis, en deur die opstanding ons en ons kinders, elkeen wat hy roep en red, kom verlos. Sodat jy met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. Hy is die een, geliefdes. Soos Johannes die Doper later sê, daar in Lukas 3 vers 16, die wese waarop die doop wys en al die Here se tekens, is op God se liefde, God se trou in Christus deur die krag van die Gees. Ek doop julle wel met water, ons bedien. Predikers, selfs ouers aan hulle kinders, die leraar net nou, bedien julle wel met water. Maar hy kom wat sterker as ek is, wat volkome is. Wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dit is wat red. Die krag van die Gees, die bloed van Christus, wat lewens verander, mense red. Jonk en oud, wanneer hy wil. En hierdie Here Jesus, hy is gestuur tot verlossing vir die ganse mensdom. Ons hoor dit daar in vers 32, 30, 31, 32, om in hulle uitverkorenes al die volke te red, sodat God verheerlik word in alles. Dit is so die rykdom van die genadeverbond, geliefdes. Dit gaan nie net oor die individu wat gered word nie, maar die individu wat gered word tot verheerliking van God, sodat ek en my kind, ek en my nageslag, ek en my gemeente, my verbondsgemeente, my verbondsgesin, die Here sal loof en prys. Elke taal, elke kultuur moet verlos word in Christus om hom te verheerlik. En hier, in elke doop is 'n getuienis daarvan in watter taal en nasie en volk dit ook plaasvind. Maar ja, tegelykertyd, soos met die woord, so met die sakramente, ook die doop, is dit 'n getuienis en boodskapverkondiging wat ook 'n tweesnydende swaard is. En ons moet dit bedien. Jy gaan dit net nou hoor in die woorde van die doopsformulier. Gaan lees dit ook in ons belydenis by Sondag 31, die sleutels van die koninkryk. Die woordbediening, die tugbediening,
wat ons in die sakramente bediening ook plaasvind, want ons hoor dit in ons teksgedeelte, Lukas 2 vers 25, die troos wat Jesus bring, is die vergifnis van sonde, die ewige lewe, verlossing. Maar tegelijkertyd word dit vir almal gesê, ook nie net hulle wat die tekens ontvang nie, maar ook vir die wêreld daar buite, die woorde van vers 38. Die woorde van vers 38, hoor ons daar die oproep wat aan almal moet gaan. In Lukas 3, spesifiek as Johannes die doper nou die woord bedien. En u sal dit net nou in die formulier ook hoor. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie by julleself begin sê, ons het Abraham as vader nie, ek het die teken ontvang en nou is ek reg. Ek het nie bekering nodig nie, ek het nie 'n oproep tot 'n lewe van geloof en bekering nodig en vermaning nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. En hier miskien net een toepassing, geliefdes, ek glo en vertrou, ek preek vir die koor hier. Deur die eeue is daar verskille oor die detail verstaan van die doopsformulier en goeie gereformeerdes het al in liefde en minder liefde met mekaar verskil in die debatte, maar daar's sekerheid dat ons kinders ook die teken moet bedien van die verbond, met sy beloftes, met sy eise ensovoorts. Maar soos oud prof J.C. Coetzee so treffend gestel het, die probleem by ons wat die kinderdoop of die verbondsdoop omhels, is nie die teken en die bediening aan ons en al ons kinders nie. Dis wat ons as ouers en tegelijkertyd die verbondsgemeenskap, die gelowiges met mekaar, die onderlinge tug en dan die formele tug. En hy stel dit so treffend, ek lees net vir julle 'n stukkie, waar die tug in die kerk verwaarloos word. Daar word die kiem geplant vir vraagtekens agter die kinderdoop. As ouers wat leef soos heidene tugteloos in die kerk geduld sou word, en as doopouers aanvaar word, dan groei die vraagtekens rondom die doop van hulle kinders. Laat ons dan ook hierin die dwaling van die verwerping van die kinderdoop teenstaan, deur in ons kerke erns te maak met die kerklike tug, vir my eie tug, my eie vermaning voor die Here, persoonlik, ek en my vrou, ek en my gesin, ek en my gemeente. So, hardes, en elke kindjie moet daarom geleer word. En ek wil amper sê, ouers nog meer, dat die enigste troos waarop die doop wys is Christus. Jesus Christus. Daar is die lam van God wat my as ouers se sonde wegneem en genadiglik my kinders, sodat ons die Here saam sal dien. En daarom derdens, geliefdes, van ons kant af die belangrikste, met elke doop bediening. So Koos, Marlies, maar ook alle huidige, ons ouers, maar ook grootouers. Ons almal. Die vraag van die kinderdoop, ons het dit, en nou moet jy my nie verkeerd verstaan nie, almal wat my ken weet, ek is met baie debatte in die verlede en vandag nog besig. En dit is goed so, want ons moet heeltyd seker maak, Lukas 1, van wat ons glo en dat dit werklik vir ons 'n troos is. Maar die sleutel van alles is ook wat hierdie doop bediening op wys. U wil nie wys op Dominee Josef self nie, hy sal dit ook sê. En self op jouself nie. Die vraag is jy met Jesus besig?
om homself te soek in jou hele lewe. En dat jou kinders dit al sien. En ja, die kinders sien ons struikel. Laat hulle dit sien. Ons sukkel. Maar ons soek Jesus. En ons wil hulle van hom leer. So die erns van die doop is troos. Dit is volbring in Jesus, maar tegelijkertijd 'n oproep. Hoe lyk my dankbaarheidslewe? En daar in die Ou Testament is dit reeds geopenbaar. As die Here sy verbondswet en wil en troos en die evangelie wat daar gee, maar dan hoor ons hierdie woorde wat ons baie keer sê, hier is ons verbondstaat, Deuteronomium 6, dan staan daar, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, beide die evangelie van die Ou Testament, wat al reeds geopenbaar is, op verskillende maniere, hierdie woorde, die wet waarvolgens ek as regverdige ook moet wandel, ouers en kind, maar waar begin dit? Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart, jou wese van menswees wees. En dan volg, en dit is nie net een keer in die verlede, dit is elke dag. Jesus wat sê, elke dag moet ons die kruis opneem, elke dag moet ons die stryd sê. Dit moet in jou hart wees, en nou moet jy dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, dis orals. Jy moet dit 'n teken bind in jou hand, jou kinders moet sien in jou handelinge, soek jy vir Jesus, jy wil hom dien, jy's lief vir hom, jy wil dit op 'n voorband tussen jou oë, jou denke, jou planne wat jy maak, en of jy met geld werk, en of jy Sondag die psalmboek vashou, alles wat jy doen, en dit moet op jou deurposte van jou huis en jou poorte geskryf word, die ganse, elke lewensterrein, daar in my ekonomie, daar in my volkslewe, alles, Jesus, die sleutel. En dan beteken dit, en dit is vir ons as ouers nie maklik nie. Dit beteken geduld, lankmoedigheid, ons ouers sukkel baie keer daarmee, en dan vra ons maar, sê jammer, en ons leer weer verder, maar dan beteken dit ook vermaaning, né? Efesiërs 6 is duidelik, my kind, al as hulle jonk is en oud, te vermaan, terug na Jesus toe. En daarom is daar ook 'n prioriteit. Daar is 'n prioriteit. Matteus 12 vers 46 tot 50. Ag, prys die Here, as gesinne saam die Here dien en almal glo, en al is daar gebrokenheid en stryd en alles, maar ons soek die Here, ons trek op na die huis van die Here, ons soek sy eer, ons soek nie valse gelowe op nie, en alles, prys die Here as gesinne en familie saam die Here doen, maar daar is duidelike prioriteit, wie vader of moeder bo my lief het, of ou of kind of alles, is my nie waardig. Dis wat die doop ons wil aan herinner. So, geliefdes, mag het waar wees van ons as ouers, grootouers, vir almal, om raak te sien vanoggend opnuut, deur die woordverkondiging en die teken wat die Here vir ons gee. Kyk na Christus, gaan na Christus, om opnuut die rykdom van die verbond en sy woord en sy beloftes, maar ook sy eise, deur die geloof te omhels en te groei daaraan. As Simeon, kan jy self indink so oomblik. Ek sê baie keer vir mense, daar is so baie oomblik in die Bybel, dink dit as jy self daar was. Maar deur die geloof is ons eintlik daar, van die Here gee sy woord. As Simeon dan Jesus daar die babietjie in sy hand neem, dan prys hy die Here. Dan prys hy die Here. Waarop hy sy hele lewe gewag het. En dan sien sy oë letterlik die Here se heil en verlossing. Hy sien dit letterlik met sy oë. Dink maar, as julle weer nagmaal vier, begin Januarie, die nagmaal,
Duisende jare lank is daar 'n paaslam geoffer. En as daardie nagmaal plaas, daardie verskywing van die pas gaan, dan sit die vervulling. Hulle sien nou die paaslam wat eers deur beelde en goed heen gewys het. En hier, al die beloftes, al die seremonies, al die tekens, daar is Jesus. En hy sien hom letterlik. En dan sê ons, en mens verwonder jou daarin, ag, kan ou nie daar gewees het om dit te beleef nie. Maar geliefdes, weet jy, ons wandel net so deur die geloof. Want ons het ook nou 'n verwagting. Ons het ook nou 'n troos wat u vir u kinders moet leer. Elke dag, jonk en oud, dat ons wandel ook deur die geloof, dat ja, die dag as die Here my hier op aarde gaan neem of met die wederkoms, dan gaan hierdie belofte wat nou 'n teken is en wat ons deur die geloof Jesus sien, dan gaan dit in aanskouing gaan in die nuwe hemel en aarde. Die nuwe hemel en aarde waar ons Jesus, elkeen van sy kinders, letterlik deur die geloof gaan sien. Mag die Here u bemoedig. Mag die Here u bemoedig, want vandag as ons die tekens sien, dan verseker die Here ons van die sekerheid, nie net van die verlede nie, nie net van sy beloftes vir nou en vir u en u lewe nie, maar ook vir daardie ewigheid wat gaan kom. En daarom die woorde wat ek vir u wil lees uit die beruiming wat ons gesing het om hier af te sluit. Want ook hier, kyk om hier sit 'n getuienis van die verbond. Ek ken nou die Kreer familie baie goed, of hopelik goed, maar daar, die troos van die verbond, wat is die wesenlike troos van die verbond? Nou, dit word vir ons saamgevat word aan, ek is julle God, ek is julle Vader, en julle is my kinders, tot in ewigheid. God is die God van groot oupa Hein, groot ouma Trien, van oupa Gert, ouma Della, en van Koos, en Marlies, en nou van Hardes. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag tot in die 1000ste geslag, tot die laaste uitverkorene ingekom het. Verbond met Abraham, sy vriend, ons almal, bevestig hy van kind tot kind. Amen.